Baie welkom weer by jou Lewendig dagstukkie vir vandag. Dag 264. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Ons kan nie word en wees wat ons geskep is om te wees, voordat ons nie verstaan wie ons werklik is nie. Bestem vir soveel meer. Baie keer dink ons dat God net werk binne die grense van wat vir ons sin maak. Jy weet, logika, beplanning, goeie strategieë, slim besluite en planne, dis hoe ons groot gemaak is. Moenie oorhaastig wees nie, moet niks doen voordat dit nie eers op papier sin maak nie. Moenie te veel verwag nie, moenie uitstaan nie. Moenie regtig glo dat God vandag nog bonatuurlik werk en wonderwerke doen nie. Maar ek dink God lag soms vir ons planne. Nie sarkasties nie. Dis eerder soos 'n pappa wat met 'n glimlag kyk hoe sy kind probeer om 'n groot hoop sand met 'n plastiekgrafie te verskuif. Hy weet, as Siena net vir pa sal vra, dan kan hulle saam berge sand versit. Jesus het gesê dat die wat in hom glo, dieselfde dinge sal doen as hy en selfs groter dinge. Johannes 14 vers 12. Kom ons sê dit net gou weer stadig. Groter dinge. Nie net ouliker goed of beter preke nie. Groter dinge. Genesings, woorde van kennis, geloof wat berge verskuif, wysheid, kennis en krag wat uit die Gees kom, nie uit boeke of grade of uit Google nie. Ons probleem, ons ego. En ja, ek weet, dis nie lekker om dit te hoor nie, maar kom ons wees eerlik. Ons wil graag die klop op die skouer hê. Dis lekker as mense jou raak sien, jou komplimenteer en vir jou sê, "Wow, jy's so 'n man, vrou van God." Maar dit is juis daardie hinkering na erkenning en applous wat die Gees stil maak. Want die Gees deel nie die verhoog met jou ego nie. God deel sy eer met niemand nie. Hy's nie daar vir jou en my branding nie. Hy leef in ons om ons te leer dat alles wat Jesus gedoen het, in sy krag was. Dis juis hoekom ons dikwels nie die fluistering van die Gees kan hoor nie. Nie omdat God stil is nie, maar omdat ons hom probeer beheer, bestuur en beperk tot wat vir ons aanvaarbaar voel. Ons vra vir krag, maar gee hom nie beheer nie. Ons bid vir die Gees, maar ignoreer sy leiding. Wanneer ons begin om regtig onder leiding van die Gees te leef, sonder agendas, sonder ego, sonder ons eie planne, dan gebeur dinge. Dan word mense gesond. Dan praat jy met iemand en hulle sê, "Hoe het jy dit geweet?" Dan gee jy woord vir iemand en hulle breek in trane uit. Nie oor jou wysheid nie, maar oor God se teenwoordigheid. Dan begin jy funksioneer. Nie net op die horisontale vlak van wat mense kan doen nie, maar op die bonatuurlike vlak van wat net God kan doen. God wil die wêreld vandag nog verstom deur gewone mense wat gevul is met buitengewone krag. En nie net die wêreld nie, hy wil jou ook verras. Dis nie 'n maklike pad nie, maar dis 'n opwindende een. So kom ons gaan leef in die kragveld van wat God kan. Laat die Gees toe om jou te laat sien wat mense nie met hulle logika kan sien nie. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons moeilik om te glo dat God ook deur ons vandag nog wonderwerke wil doen? Wat kan ons doen om vry te kom van ons logika en ego? Hoe gaan jy vandag begin om onder leiding en beheer van die Gees te lewe? Here,
Ek gee vandag my eie planne, my trots, my beperkings, alles vir U. Vul my met U Gees, lei my, werk deur my. Laat U wil geskied, nie net in my nie, maar deur my. Amen. Voordat die wêreld nie in dit wat ons is en die manier waarop ons doen, kan sien dat ons kinders van God is nie, gaan hulle nie luister na wat ons te sê het nie. Liefde groete, geniet 'n mooi dag. Shalom. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om jou naam en nommer per WhatsApp na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Jy kan ook gerus ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal besoek. Shalom.